Baie welkom by die luistermeditasies vir Advent. Dit is vandag Dinsdag, 2 Desember, in die eerste week van hierdie kerkseisoen. En ons staan stil by Psalm 122 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in hierdie oomblik tot rus te kom. Steek gerus die eerste kers in jou adventskrans aan, die kers van hoop. En staan vir 'n oomblik spesifiek by hierdie woord, hoop stil. Wat is dit wat vir jou vandag hoop gee? Dink hieroor na en vra die Here om jou ook met hoop in hierdie oomblik te kom ontmoet. Die gedig getiteld Hoop van Niels Jackson anker ons ook vandag. Hoop begin by 'n groot stapel klippe, behoorlike rotse, solides, swares, struikelblokke ook, opgestapel in 'n bonkige berg voor jou. En dan kom die geduldige klim, die stelselmatige klouter, die uitbeur teen die swaartekrag in, omdat jy weet, daar kom 'n rots van waar jy bo oor die klippe kan kyk, om 'n nuwe toekoms te sien. Amen. Psalm 122, 'n pelgrimslied van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarheen die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif van Israel om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. Hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet, rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende, wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God, bid ek dat dit met jou goed sal gaan. Ek is bly wanneer ek sê, ons sal na die huis van die Here gaan. Eenvoudige woorde, maar hulle dra die vreugde van saam wees en van beweging, van terugkeer na plekke wat heilig en veilig voel. Daar is 'n stad, 'n plek van samekoms, 'n Jerusalem van die hart, waar die klippe van die strate en die stemme van die mense ons herinner aan die teenwoordigheid van God. Psalm 122 nooi ons om te wandel, om saam met ander te stap, om die vrede vir die inwoners en vir die wêreld te soek. En ons word uitgenooi om te bid vir die mense rondom ons, en om vreugde te vind in die saamwees, in die heiligheid van gewone plekke en gewone tye. Daar is 'n rus hier, nie in die afwesigheid van moeite nie, maar in die bewuste keuse om te stap, om te kom, om te sê, mag daar vrede wees binne jou mure. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik oor spesifieke plekke na te dink. Plekke soos hierdie een, waaroor die psalmdigter skryf. Waar in jou lewe voel dit vir jou soos die huis van die Here? Dink bidend hieroor na.
In die lig van hierdie psalm, en daar waar daar vreugde ervaar word, wil ek jou uitnooi om na te dink oor die volgende vraag. Waar ervaar jy vreugde in saamwees of in samekoms? Dink ook hieroor bidtend na. In die laaste oomblik van refleksie, wil ek jou uitnooi om te dink oor jou verhouding met die Here. Wat beteken dit vir jou om te stap met vreugde in die teenwoordigheid van God? Kom ons bid saam. Here, maak my voete gereed om te stap, my hart oop om te juig en my lewe 'n plek van vrede verander. Amen.